Goeiedag geliefde luisteraars. Ag, dit is vandag vir my net so 'n groot voorreg om met julle te kan gesels en om vir julle hierdie boodskap te bring. Dit is so 'n eenvoudige boodskap en een wat dalk al baie gehoor is, maar ek bid dat die Here vandag vir elkeen iets nuuts sal oopbreek. Op skool het ons 'n liedjie geleer wat nogal as kind by my vasgesteek het. Ek besef vandag dat ek nooit regtig besef het wat hierdie woorde beteken het nie. Maar die lied het my hart aangegryp. En vandag nog sing ek dit steeds, sommer kliphard, in my kar op pad werk toe. Ek gaan die woorde lees, en ek weet baie gaan sommer dadelik die liedjie in hulle kop begin saam sing. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeu, Heer, was my vandag. Laag aan u voete wil ek steeds wag. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Tot heel my lewe u is gewy. Maak van my hart ook heiland u troon, tot elkeen Christus in my sien woon. Ek dink die dag en die oomblik toe ons tot bekering gekom het almal van ons seker hierdie intensie gehad, om ons lewe heeltemal vir die Here te gee, om onsself totaal en al oor te gee vir hom, en toe te laat, dat hy 'n nuwe skepping van ons maak. Dit is tog wat gebeur by bekering. Daar is 'n radikale verandering in ons lewe. Voor my bekering was ek 'n mislike mens, kwaad, vir geen rede. Woede het uit my geborrel, en rondom my het dit soos 'n slagveld gelyk, soos die bomme van my woorde mense getref het. Ek het seer gemaak, want ek was seer. Ek het mense gehaat, al het ek hulle nie geken nie. Ek het die lewe gehaat en alles wat dit verteenwoordig. Maar toe gebeur dit. Ek het daardie ontmoeting gehad met Jesus. In sy teenwoordigheid het daar 'n vrede oor my gespoel. Daardie vrede wat ek 'n leeftyd lank na gesoek het. In sy teenwoordigheid, sy vrede en sy liefde, het my hoogmoed en my trots gesmeld. En al het ek vir jare lank gesing, doen slegs u wil, Heer, het dit vir die eerste keer betekenis gehad in my lewe. En daardie radikale verandering het gebeur in my en in my lewe. Ons lees in Jeremia 18 van die pottebakker, en ek lees vir ons vers 2 tot 6. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit maar gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle ook kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Uit hierdie gedeelte het ek my lewe lang twee persepsies gehad. Eerste plek, dat ons deur 'n breiproses gaan, dat die Here ons deur 'n tydperk neem, dat hy ons vorm, ons leer, ons voorberei vir die purpose of doel wat hy met ons het in sy koninkryk. En dan gaan ons uit, en ons gaan doen dit wat hy ons gevorm het om te wees.
Tweedens het ek gedink dat die Here maak altyd net iets mooi uit die klei. En wanneer ons na onsself kyk, en dit is nie so mooi nie, dan twyfel ons in hoe betrokke die Here werklik is in ons lewe. Kom ons begin praat oor die eerste persepsie, dat dit 'n eenmalige vormingsproses is. En dadelik maak my eie ervaring van die vormingsproses hierdie stelling onwaar. Want keer op keer gaan ek deur 'n vormingsproses. En vir 'n tydperk is dit goed, maar dan kom daar weer 'n tydperk wat die vorming van vooraf begin. Ag, en soms is dit so seer. Dit kom so onverwags, en dan voel dit asof jou voete onder jou uitgeslaan word. Nou, ek weet nie baie van pottebakery af nie, en ek weet ook nie juist iets van klei af nie. Maar ek lees dat daar is 2 maniere om die kwaliteit van klei te verbeter. Eerstens deur sekere minerale by te voeg, en tweedens deur veroudering. Verder is ek seker daarvan, dat as klei hard geword het, dan kan dit nie meer gevorm word nie. En die enigste manier om dit te verander is deur dit te breek. En ek kom tot die besef, dat om te breek is baie seerder as om gebruik te word. Daarom is dit belangrik dat ons harte moet sag hou vir die Heilige Gees om in te spreek en om aandagtig te luister vir die stem van God. Hebreërs 3 vers 14 en 15 sê, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Die saak staan so, ons moet verander, sodat God se doel in ons lewe tot vervulling kan kom. Ons kan deur 'n breiproses gaan, om daardie veranderinge teweeg te bring, as ons nederig onsself beskikbaar stel daartoe. Of ons kan gebreek word in die proses. En die breiproses is nie lekker nie. Maar so werk die Here die minerale in ons lewe in, wat die kwaliteit van ons menswees verander, sodat ons meer en meer sal word, soos ons verlosser en saligmaker. Die tweede persepsie wat ek gehad het, wil ek oor gesels. Dat God altyd iets mooi vorm. Maar as ek na myself kyk, dan sien ek, daar is aspekte van my menswees wat nie so mooi is nie. Beteken dit dan dat ek is nie opregte kind van God nie? Verseker nie. Ons sien dat selfs Paulus, 'n kragtige apostel van die Here, 'n deel gehad het in sy menswees, wat hy vanaf wou vlug. Ons lees in 2 Korintiërs 12 van Paulus se worstelstryd met die lelike of die seer aspekte van sy menswees. Ek lees vers 7 tot 9. En dat ek voor my die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek nie my sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit help egter nie vir ons, om daardie doring in ons menswees te probeer wegsteek nie. Deur dit te identifiseer, en voor God te bely, kan die krag van Jesus Christus in ons swakheid volbring word. Ek dink ons sou dalk veel eerder nie nou nog wou worstel nie. Dalk sou ons verkies dat die Here net al hierdie lelike, hierdie slegte, die moeilike dele moes kom wegneem. En dalk sou ons dan beter vir hom kon arbei in sy koninkryk.
Romeine 9 vers 20 en 21 sê, maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp, die een voorwerp tot eer, en die ander tot oneer te maak nie? Dit bring my tot die finale besef, dat as ek sing, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U pottebakker met my die klei, dan moet ek tevrede wees, met wat ook al die Here my vorm om te wees, sodat ek in my swakheid kan roem, op die krag van Jesus Christus, wat in my lewe en in my menswees manifesteer. 'n Deel van my wil bang raak vir die foute wat ek begaan in my toestand van swakheid. Maar ek leer dat ek net vir God kan vertrou. Dat ek vir hom moet lief wees met my hele wese. En dat ek net moet fokus op my liefde vir hom. Ek sluit af met Romeine 8 vers 26 tot 28. En so kom die Gees aan swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die kern van die saak lê dus daarin, dat ons uit liefde God sal vertrou, met ons hele mens wees, met ons hele wese, die goeie en die slegte. Dat ons hom sal vertrou, en in ons swakhede sal toelaat, dat die Heilige Gees vir ons intree. En dan, dat ons ook die waaragtige geloof en vertroue het, dat God, die goeie en die slegte, ten goeie sal laat meewerk, tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom vandag in nederigheid voor U. Here, maak ons hart sag soos klei, sodat U ons kan brei en vorm volgens U wil. Here, ons kom bely vanoggend enige hoogmoed, enige trots, wat 'n skeidsmuur veroorsaak tussen ons en U. Dankie, Here, dat in hierdie oomblik kom breek U daardie mure af. Dankie, Here, vir die detail wat U in ons lewe inwerk. Dat U tydens hierdie breiproses ook vir ons kom vertroos. Dat U elkeen van ons trane raak sien, en dat U elkeen van daardie trane opvang, sodat dit die minerale vorm, wat die klei sterker en beter maak. Here, ons kom vandag, en ons kom vra dat U wil sal geskied in ons lewe. Ons bid ook dat U vir ons al die negatiewe, al die lelike aspekte van ons menswees sal help identifiseer. Dat U ons sal bewus maak van ons swakhede. Dankie, Here, vir die doring in ons vlees, waarmee ons U kan verheerlik, wanneer Christus in ons swakhede kragtig manifesteer in ons lewe. Here, ons kom vanoggend, en ons kom vra vergifnis, dat ons vir so lank
Here, soos die Israeliete kla en murmureer oor daardie aspekte van ons lewe waarmee ons nie saamstem nie. In nederigheid kom ons vanoggend. En ons kom aanvaar ook ons swakhede. En ons dankie dat U in ons swakheid U Heilige Gees vir ons gee, om vir ons in te tree met onuitspreeklike sigtinge. Dankie Here dat U is God. U is almagtig en alwetend, en selfs in ons swakheid laat U alles ten goeie meewerk. Dankie dat ons in liefde net vir U kan vertrou. Ek loof en ek prys U Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.